Welkom terug hier by Rugby Nuus op Raakvat Rugby, jou uniek Afrikaanse kanaal. Maak asseblief seker jy druk daai subscribe knoppie mense. Ons is amper by daai 1000 subscribers en julle ondersteuning is altyd welkom en nodig. Vandag verwelkom ek terug Arrie Hougaard en ons gaan 'n bietjie gesels oor die aatjies wat die maties se partytjie kom bederf het daar in Stellenbosch. Welkom terug Arrie. Ja, hallo MW. Ja, miskien op die 151ste jaar dan gaan dit dalk wen, maar ja, dit was 'n groot opbou. Ek moet sê die maties was daarom dit kom ons sê maar rustig oor die 150. Ek dink jy het besef jy kan nie te veel fokus daarop sit nie. Maar wel as mens fokus op die uitjies, hulle derde wen. Hulle het mos in 2011 en 2014 dink ek was die 2 jare wat hulle gewen het. So 2 eindstryde verloor redelik onlangs en baie goeie wen, goeie seisoen vir hulle. Ek dink as jy vir die Tikkies in Pretoria kan klop en maties op Stellenbosch kan klop 18 en volgens, dan kan jy met reg sê dat jy verdien om die titel te wen, maar dit was 'n goeie wen. Goeie rugby, die standaard van rugby was eintlik goed. Ek dink ons het vroeër gepraat dat die begin van die seisoen het dit dalk gelyk of die standaard nie is wat dit kan wees nie, maar ek dink dit was 'n goeie eindstryd, maar die voortvarendheid van die jeug kom nog so soms deur. Ek dink die afrigters baie keer hulle hande vol vir die manne wat wil hardloop van plekke waar hulle nie moet hardloop nie, maar dis studente rugby tipies. Ons wil nie hulle moet nou toets rugby speel baie keer, maar is 'n goeie wen gewees en 'n goeie wen vir Robbie Fleck veral. Ja, dat klop goed. Eerste wat ek wil sê, daar's 'n lekker Afrikaanse gesegde en ek kon net nie wag om te gebruik nie. Dis sy derde maal is keepsreg. Sy derde eindstryd in 'n ry. En hierdie keer het hulle hom deurgetrek, né? En ek en jy ek was gelukkig saam met jou te kom kyk daar op die vorige keer toe hierdie twee in die liga was, die liga verstaan het te mekaar gespeel het. Maties en Aatjies en Maties het net daai wedstryd gewen. So jy het gisterand al gelaat weet, soos ek mis nou 'n goeie wedstryd hierso en dis ek nou lekker jaloers want natuurlik ek sê dis die mooiste stadion wat ek nog ooit rugby opgekyk het. En ek bly kon dit sien, maar sê vir my eerste plek, hoe was die atmosfeer? Was daar baie mense wat die tikkies, die maties manne almal opgeruk daar? Was dit waardig van die geleentheid geweest? Want ek dink dit is nogal 'n groot ding. Jy sê 150 jaar klomp goed op die tafel daar. Ja, inderdaad, MW. Ek dink dit is daar was 'n klomp oud spelers ook. Hulle het so ekstra tent daar buite gehad vir baie van die oud spelers wat daar was van Maties se kant af. Dit was ek dink 13000 is wat die kapasiteit van daai stadion is 13-14. Hy kan so raak aan 14, maar was vol gepak. Die kaartjies was al vroeg in die week uitverkoop. So baie lekker aand gewees. Amper soos toe ons dit gekyk het. Dit was windstil, 'n baie mooi aand. Hierdie tussenseisoen in die Kaap is baie keer jou lekkerste weer. Die Suidoosterkant baie keer bietjie waai daar uit die berg uit, maar dit was baie lekker weer, maar die atmosfeer was baie goed geweest en ek dink almal het hulle baie goed gedra ook. Ek dink dis altyd tipies hierdie intervasites in die ou dae, onthou ek so 1 of 2 wat dit die ondersteuners bietjie krapperig geraak het vir mekaar, maar ek dink daar's op 'n manier daarom 'n goeie wedwywer. Ek het in die media deel langs 'n persoon gesit, 'n vrou van Le Equipe, sy is van Frankryk. Sy is hier so ook in 1995 terugblik wêreldbeker te doen en baie interessant geweest. Sy was langs die spelers gewees toe die Springbokke vir hulle so met 1 punt gewen het daar op die veld. So sy is gerekende joernalis daar aan die kant en op 'n stadium toe 2 spelers so effens op mekaar gestamp en toe sit asof hulle besef wat is die oomblik en mekaar op die skouer geklop. Toe sê sy as dit Franse rugby was, het hulle al 15-15 beklei as so iets begin as so stamperig raak en so ek dink dit was 'n goeie advertensie. Ek dink vir die kompeterendheid en daar's respek. Ek was na die tyd so op die veld en met van die manne daar gesels en dis altyd moeilik as jy verloor. Jy wil eintlik maar in die kleedkamer na toe gaan en gaan stort en huis toe gaan, maar vir die wenners is dit natuurlik nou 'n groot oomblik. Maar in terme van atmosfeer briljant geweest. Ons het jou gemis om net die DJ so 'n bietjie sagter te maak. Ja. Hy het gevoel oor dit nou 'n finale is, het gedink hy het so 'n paar Red Bulls gedrink en hy was op topvorm geweest. So op 'n stadium het hy daar 'n liedjie uitgehaal wat se begin, ek weet nie waar hulle daai liedjies ek gaan uithaal nie, maar dis nie ek sien van die ouer garde so rondom my het gewonder waar daai liedjie vandaan kom, maar mense moet aanvaar dit is die studente se partytjie as ek dit so kan noem. Dit is studente rugby, dit is hulle oomblik, is alles op die paviljoene dit was 'n mooi oomblik geweest. So ja, jy kan nie altyd wen nie. Maties het al vorige kere gewen, alhoewel hulle het redelik lanklaas dan 2019 laas gewen. So voor dit het hulle in die begin van die kompetisie het hulle 'n paar in 'n ry gewen.
Natuurlik daai tikkies verloor 2022 sal ek baie goed onthou. 29-22 dink ek 'n 3 beseringstyd vir Nico Lees en sy span. So hulle het nou 2 eindstryde daar verloor wat moeilik was. Alhoewel ek moet sê Aitjies MW as ek hierdie ene kyk is dis een van daai wat jy sê is wel verdien. Op 'n stadium so in die begin van die tweede helfte was die verskil eintlik maar 9.3 of 7.3 wat verdoel is wat die verskil gemaak het. Dit is 'n bietjie van 'n gelukkige bal wat so geskop is en toe reg gehop het en die Aitjies het gaan druk en op 'n stadium het ons maar gesê die verskil is eintlik nou maar daai ene. Maar in die tweede helfte het hulle eie oomblikke geskep en een speler wat ek kan uitsonder ons het oor hom gepraat op 'n stadium is Luke Burger. Maar hy was die een speler wat Dobson in die Stormersgroep ingetrek het. Hy het weer briljant gespeel en hy het 12 gespeel, senter gespeel hierdie keer. Hy kan ook veel in heel agter speel en hy is die seun van Kobus Burger. As jy onthou Kobus Burger wat daar saam in die ou tyd saam met Michael Du Plessis en Fafa Knoetsel in daai era gespeel het. So hy het dieselfde bou, hy het ook daai selfde bene sien ek. So dalk iemand om dop te hou, Luke Burger. Hy het goed gespeel op 12 en Fleck het na die tyd, Robbie Fleck het na die tyd gesê dat hy dink 12 is dalk sy beste posisie. So veelsidige speler en dalk is hy iemand wat in die stilligheid kan deurkom. Altyd lekker as die oud spelers se kinders begin deurkom. Ek probeer altyd 'n of 'n angle kry wat die Bakkie Bulle kan betrek en een van die mense het onlangs op ons kommentaar vir my gesê, hoor jy die Bulle moet kyk na Alex Vermeulen. Bakkie se nommer 10 daar, wat dink jy van hom? Ja, ek dink ook baie goed en hy's ook 'n kleiner loskakel, maar hy's takties baie goed, nie bang nie, speel baie goed en hy pas baie goed in die Aitjie manier van speel in. Ek dink hulle is goed afgerig. Robbie Fleck is 'n goeie afritter, natuurlik 'n goeie aanvoeling vir 10-12 wat in daai kanale gebeur. Maar ek dink hy's 'n goeie speler. Skop goed, alhoewel die skopper is nie die man wat ek is die vleuel sy naam ontgaan my nou, maar hy speel linkervleuel vir die Aitjies. En hy skop paal het, maar hy het niks gemis nie. So miskien met hulle hom. Die Stormers met hom eintlik haar vleuel maar net insit net om paal toe te skop. Ek dink dan sal die Stormers ook beter doen. Ja, ek moes ook gaan kyk, dit is Ntokozo Makaza. So, dis 'n moeilike naam, maar daai man kan skop. Jy sou sê laas jaar het hulle natuurlik die eindstryd verloor omdat hy 'n skop gemis het. Hy het meer as opgemaak vir daarvoor gisterand, nou is dit nie. Ja, pragtige skop en hy het 'n goeie skopstyl en hy het dit van alle rigtings van daai stadion oorgeskop. Die wind was nou nie 'n groot faktor nie, maar dit wys jou wat se bate dit is. Dit hou die taalbord aan die rol en belangrike strafskop hier en daar 'n doelskop. En ek was die afgelope Saterdag was ek by die Parel Gimnasium affies wedstryd gewees en dis in die en dit was 'n bewys weer van 'n skopper. Die Parel Gim het so ekstra 3 of 2 gedruk, maar al die skoppe palle toe skyns voor die palle weer gemis. Maar dit was affies wat hulle skoppe oorgeskop het in 16 elk en dit is weer net 'n bewys van hoe belangrik is daai doelskoppe. So dit is ja, ek dink 'n skopper in die Kaap het baie kopseer van skoppers wat miskop so. Ons reg voor die paal. Ja, ek onthou nog. Daai was so gelukkig was daar om daai wedstryd te wen teen die Stormers. Ek bly nou by die skole rugby, het dan ook gepraat van Nico Lees daar. Nico Lees is deesdae ons betrokke saam met Dion de Kok by Ratel Rugby en ons praat elke week met hom en Dion oor skole rugby. So môre dis Ratel Rugby noem ons dit, môreoggend of môre die loop van die dag Woensdag nou sal ons daai nuutste een daar publiseer. Hulle het laasweek nog 'n lekker gesprek daaroor gehad of dat die Kaapse skole se dominant is hierdie jaar. Hulle is amper op 'n ander vlak as die Gautengse skole. Maar die Gautengse skole teruggeveg hierdie week. Ek meen as jy nou sê Affies het gelyk op gespeel teen Parel Gim. Almal in Parel Gim lyk fantasties. Boys High het verloor. Nou wel net in die Gautengse skool nie, maar nog steeds is dit ook deel te wie hulle verloor het. Hulle het blykbaar een massiewe groot pak. Hoe lyk die skole rugby vir jou die jaar? Nou ek weet heeltemal van die onderwerp af, maar terwyl ek nou aan dink, ek is nog nuuskierig te hoor wat jy dink daarvan. Ja, ek dink Paul Roos het weer 'n baie goeie span. Paul Roos Gimnasium verlede jaar onoorwonde gewees. Parel Gimnasium ook. Voel vir my Parel Gimnasium so 'n bietjie van 'n nuwe span, so 'n bietjie meer baie belangrike spelers verloor in posisies soos jy mag gebeur in skole rugby. Skopper is 'n probleem. Ek het gesien van die vorige wedstryde het hulle skoppers verseker so 'n bietjie gesukkel. Hulle het gesukkel teen Affies. Dit was so reënerige drusseldag geweest. Het gevoel dat die lekker voorspelers van Affies het die pak lekker dik aangemaak en dit is 'n bietjie meer gepas, 'n bietjie meer 'n taktiese wedstryd. Jy kon die bal nie so vreeslik rondgooi nie. Maar nog steeds die Gimspan het 'n kanse gehad. Ek dink Gim het 'n baie goeie agterlyn ook, goeie voorspelers ook. Hulle is goed gebalanseerd. Altyd hier teen die interskole tyd MW wanneer Parel
Boysay en 'n gimnasium mekaar begin vat, dan is dit asof hulle spelpyl bietjie lig. Oor 2 weke gaan Parel Gimnasium na Grey toe in Bloemfontein. Ek dink dit sal ene wees om Mm. dop te hou. En ek dink dit sal wys waar albei spanne lê. Dalk goed vir Gim om so 'n bietjie wakker te geraak het. Dan maar is 'n moeilike wegwedstryd vir hulle en Grey is altyd Grey. So ja, ek het daai gesprek geluister. Ek dink dit is briljant gedoen. Ek dink daai twee manne ken skole rugby. Ek dink net tog van my kant, ek dink Kes is nie so goed daar 102-0 is nie 'n lekker weergawe van wat regtig. Ek dink hulle is op baie hoog op die lys van Engelse praat van rankings, Mm. skole rankings. Ek dink Kes is amper in die 60ste posisie as ek dit raak gekyk het, hoog in die 60. So ek dink dit is waarom hulle so swaar gekry het. So ja, ek persoonlik dink dat Parel Gim het nie so sterk span as laas jaar nie. As jy my nou so dadelik vra wat ek gesien het, hulle het 15 elk gelyk opgespeel in so WP rugby dag teen Rondebosch, waar hulle net 3 druk, nie doelskoppe nie. So 3-3 elk was in daai wedstryd verkorte wedstryd. So daar was al wedstryde wat hulle so klein bietjie meer gesukkel het. Ek dink van die Kaapse skole sou ek sê dat dit is Pilroos Gimnasium is die een om dop te hou. Hulle het laas jaar 'n briljante span gehad, baie van die spelers behou en nog steeds 'n goeie span. So dis die ene wat jy wil klop. Hulle is goed hierdie jaar. Dag vir my van Marcus Miller. Ek hoor hier's 'n Springbok op pad. Ja, ek dink hy het alles. Weet jy, ek weet nie of daar al ooit 'n speler is wat mense herinner het aan Dani Gerber en dis onder verder. Ek het hom nogal so laasweek hier ontmoet by 'n gemeenskaplike vriend en dit was nou lekker gesels. Lekker om daai manne te vra wat is hulle saam met wie hulle die lekkerste senter gespeel en wie hy het is lekker om te vra want die vraag wat ons altyd oor wonder, hoe was dit om langs Naas Botha te speel? Hoe was dit om langs Michael Du Plessis te speel? Hy het 'n hoë ding van Naas Botha in terme van hoe hy gespeel het en versprei het en net min saam met Michael gespeel. As ek vinnig daaroor kan noem, hy sou graag meer saam met hom wou speel, maar die Marcus Miller wat my baie mense kan hoor sê dat my baie dink aan Dani Gerber, die manier wat hy hardloop en manier wat hy gebou is, so aanvallend is hy baie goed. Hy stewiger gebou en laas jaar al graad 11 leerling al SA skole gespeel. So ek dink die keders het ook iets om raak gesien. 'n Goeie seun, rustig, baie goeie manier wat hy oorkom. So ek dink dis belangrik dat dit in plek is. So sy werk etiek sal goed wees. Ek dink hy's 'n speler wat hard werk aan sy skills. Hy vat nie sy talente van selfsprekend nie, maar wat ek wel gesien het, hy het amper 'n 3 daar teen Affies ook gedruk wat hy die bal net so op die doellyn verloor het. Maar ek dink aanvallend baie goed en ek dink hy doen alles goed. Hy skop ook baie keer van die kwartlyn afskop as hy die skepskoppe vat en van die lynskoppe. Ek dink een om dop te hou. Dis moeilik om te sê. Daar was so 'n paar jaar terug PA van Niekerk, hy speel nou by die Blou Bulle onder 20s, Philip Adrian, PA van Niekerk en ook 'n lekker senter en hulle laat my baie mekaar PA is 'n bietjie kleiner, hy's meer 'n 12, Marcus is 'n 13, maar ek dink dit is as altyd 'n lekker senter. Een ding wat jy van Parel Gimnasium altyd kan sê MW is dat hy het altyd op 'n manier baie goeie senters. Jy kan kyk in die verlede, Marius Joubert, David Barry, John de Villiers, dis nou 3 om te noem, net so al 3 kom van Parel Gimnasium af. Pollard kom ook van Gimnasium af. So dit altyd goeie agterspelers, so as jy daarna kyk dan kan jy maar altyd 'n senter van Parel Gimnasium dophou. Daar's 'n kans dat hy deurkom, dink ek. Maar ek dink Marcus Miller kan dit maak. Een van die mees wat is die woord in Engels, grootste verleenthede wat ek in my lewe gehad het. Ek het 'n hele dag saam met Marius Joubert golf gespeel en ek het hom nie herken nie. En die hele tyd vertel hy vir van die lekker rugby wat hy gespeel het. En ek dink jy by die 17 of 18de puitjie kom ek agter, dit is Marius Joubert wat hier langs my sit. Hy het maar net 3 teen die oplegs gedruk. Ja, Ek sê jou, ek het hom glad nie herken nie. Ek dink ook ek het hom nie verwag nie. Ons was in Pretoria gewees. Ek kon nie die twee bymekaar bring nie en ek het so dom gevoel na die tyd. Nee, ek moes hom op bier koop. Maar nou ja, ek het dat daar hang dit my onderklere uit. So dan kom ons los dit maar daar. Jy het gepraat van die soos Marcus Miller wat die laaste jaar graad 11 gespeel het. Gepraat van van die waarskapspanne wat spelers verloor het onnoodgedwonge want die spelers gaan na die universiteit het, daar's verskeie beperkings op wie mag speel en wie mag nie speel nie. Byvoorbeeld die Shimlas het ek gehoor hulle het iets soos ek weet nie uit hulle 23 spelers almal afgestaan en wat weggegaan het of hoe groot van 'n faktor speel dit? Is Aatjies nou die kampioen hierdie jaar of Maties in die eindstryd omdat hulle dalk nie soveel spelers verloor het nie of
is dit nie regtig 'n faktor nie, maar ek kan nie dink dat jy sê maar 20 uit 23 spelers verloor en dit affekteer jou nie dramaties nie. Is dit 'n groot faktor? Ja. Nee, dit is 'n groot faktor en dit is ook genoem op stadiums. Ek dink dit is baie so vergelykbaar met skoolrugby, en weer jy soms 'n jaar wat jy 'n klomp matriek het en dan gaan hulle uit en dan kom daar weer 'n sterk groep van onder 16 op en dan so jy het maar so 'n ritme wat jy moet bestuur, maar ek dink dit grens aan professionele rugby nou. Die ouens begin nou al kyk wie verloor hulle en maar kontrakteer goed. Ek dink wat Aatjies byvoorbeeld as ek van die Kaap kan praat, wat Aatjies in die verlede nie gedoen het nie, wat hulle nou begin doen is hulle het 'n hele paar spelers van Parel Gym en van die Stellenbosch Parel skole wat hulle begin kontrakteer. En tipies was dit altyd die suidelike voorstede, die Bishops en die Sachs en die Wynberg wat hulle oor dit maar om die universiteit is, die suidelike voorstede van Kaapstad. Maar die een slot, ek weet die een slot beseker van Aatjies het verlede jaar matriek gewees in Parel Gimnasium. So dit gebeur al hoe meer. Voor dit was Van Ryn wat ook vir die Stormers gespeel het, sy boetie, sy tweeling boeties, een van hulle is ook, die een is Aatjies toe, die ander een is Maties toe nogal die tweeling. So dit gebeur al hoe meer, maar ek dink wat gebeur is, ja, hulle verloor baie. Ek dink dat dit 'n groot effek gehad vir die Koffsies verseker. Jy kan net soveel kontrakteer, of kontrakteer is seker verkeerde woord. Ek dink hulle werf seker nou maar studente, is seker maar die sagte woord. Maar ek dink hulle kyk verseker na as hulle 'n vaskop nodig het, gaan hulle begin diep grawe en seker maak hulle vul dit aan. Maar ja, die Aatjies, ek is nie so seker, ek het nie dit vir Robbie Fleck nou gevra nie. Ek weet hulle fokus nou maar op die aandse en die dag se wen en die dinge, maar daar's maar altyd iemand wat jy verloor. Maar ek dink hulle het meer as ander spanne verlede jaar spelers behou, vergelykbaar verseker met die Koffsies. So ek dink UCT, daar's baie van die spelers wat ek onthou van verlede jaar wat in die Aatjies span is. So ek sou raai as ek nou met 'n waarskuwing vat, is hulle verseker nader aan 70% van die spelers kon hulle behou van laas jaar. Maar Robbie Fleck het nou oorgeneem met die jare se afrigter en baie interessant ding wat ek raak gelees het, daar sprake dat Josh Strauss sy hulpafrigter dalk betrokke gaan raak by die WB se Curriebeeker span. En hulle het mos daar reg voor ons gesit en alles. Wat het jy gedink van die Aatjies se afrigtingspan deur die seisoen en om in Robbie se eerste seisoen die titel te wen, dit wil nogal gedoen word. Ja, en ons het so gesels daaroor. Hy sê hy het al in 2008 het hy saam met John Dobson die Aatjies afgerig. Mense besef nie, dis lank terug, 2008. So hy het sy vuurloop gehad saam met John Dobson juis om Aatjies se hulpafrigter te wees. So hy verstaan die afrigting van die universiteitsspelers verstaan hy goed. Ek dink hy het Dobson waarskynlik so half as 'n mentor gehad op stadiums en dit is altyd moeilik van 'n afstand om te bepaal of 'n agterspeler ook goed is met voorspelers en andersom. Weet jy, byvoorbeeld as Johan Ackerman kyk, dan is nie seker of hy verstaan of wat is sy input altyd tussen die loskakels en die centers nie. Dis waarom jy voorspeler en afrigters het. En ek dink dis wat Robbie Fleck dink ek ook goed doen. Josh Strauss het bepaal daai voorspelers van Aatjies bymekaar getrek. Hulle lynstaande skrams, dryf, verdediging by die losgemale, al daai komponente is nommerpas en was ook in die finaal baie goed geweest. So ek dink dit is wat hy goed gedoen het en ek seker dat hy het weer sy Robbie Fleck invloede op die agterlyn ingesit en jy kan sien vir alle ou soos Luke Burger wat ons vroeër van gepraat het vir hom van 'n 14-15 of 'n 12 te maak wat 'n groot impak gemaak het. Is wys dat jy het 'n 12, 'n Springbok 12 wat vir jou daar touwys maak. So ek dink die ouens weet om te speel en ek dink hy het die vermoë om dit oor te dra. Ek dink nie almal het daai vermoë om dit oor te dra nie. En ek dink hy's ook 'n goeie Waasdekap coach. Hy kyk hom gister so die dasse so lekker losgetrek en die baadjie en die hempang so 'n bietjie uit en so dit is hy's nie slordig nie, maar hy's 'n UCT afrigter. So ek dink en dit is 'n belangrike komponent waarom ek dit noem en dit is die spandinamika en die hoe die span ook uit die kleedkamer uitgaan is 'n baie groter komponent as wat ons baie keer dink en ek dink hy het 'n happy change room, hy het 'n span wat vir hom wil speel en ek dink dis baie keer selfs meer werk is om die ouens te leer om te double skip en aanvallend te speel. Very well done. Thank you. Always good to come here and beat
kind of rivals, but you still need to do the job. No. Look, it's always tough playing here at the Barney Craven Stadium, and it's our old foe, and I don't think we've won here for some time. So you have to get your very, very best to win here, and it was a great game. But credit to Marties, they stayed in the fight the whole way. But Stoke we won it. The competition is tough. It seems like the quality just keeps on going high every year. No, certainly. I think, the players, management, the coaching every year is getting better and better, and it's great for South African rugby. I think it's an awesome competition. I first coached in 2008 with Dobbo, and since then it's just got better and better. So quality players, quality coaches, high level of play, just below probably professional. So a lot of these kids are going to go on to be pros. So, nice vibe, typical varsity rugby, but it's a nice vibe, full house. Yeah, totally. And it's a traditional, derby match, and, there's a lot of, passion and emotion around playing for either Marties or Ikes and supporting those teams. So there's a lot of history there, and it's great to see this stadium. I don't even know what the capacity was, but it was full. Yeah, 14, 15, yeah. Brilliant, So that's what rugby needs at this level, and the supporters will also. Terwyl ons praat van afrigters wat hulle spelers gelukkig hou en het nou gepraat van John Dobson vroeër, was hy gisterand weer daar, want ons het hom laas keer daar gesien, het ook kyk wie is die volgende generasie Stormerspelers, of was hy nie daar nie? Ja, nee, hy was nie daar nie, en ek dink hy het ook nou 'n belangrike week wat voor lê. Konnig wag vir die Stormers komende naweek, so ek dink toe ons hom al gesien het, was dit net so voor hulle oor see gevlieg het. Dit was die dag of 2 voor hulle oor see gevlieg het, en maar hy was nie daar nie. Dalk was hy daar, maar hy was nog nie op dieselfde plek as wat hy laas. Ja, jy het hom nie gesien nie. Was dalkie. Maar hy's 'n groot uitjie ondersteuner natuurlik vir hulle afgerig, so en ek dink hulle begin ook al hoe meer kyk na spelers en talente wat hulle daar raak sien. So ek dink dit belangrik om daai spelers te behou wat jy moet behou in die Kaap. Dit is nou een ding dat jy sê die 2 Kaapse spanne het nou in die finaal gespeel, maar jy wil ook nie hê dat die 5 bestes van daai 30 of eintlik 6 wat is dit? Dis 46 nou al. Dat hulle weer eintlik by ander plekke eindig nie. Noem dit maar wat jy wil, dat hulle by die blou bulle opeindig. Ek wil so saggies jy praat so om dit, noem dit nou op sy naam, man. Ja, maar nee, Luke Burger moet nou weer daar eindig nie, maar ja, as dit vir my geleentheid skep, ek dink dis 'n moeilike een, hè. Jy kan nou nie al die ouens seker 'n kans gee nie, maar ek is amper ook huiwerig om te sê wat die ouens hier in die gange van gepraat word wat goed gedoen het. Maar daar's 'n hele paar aan albei kante wat verseker goed genoeg is om die volgende tree te gee. Die ander kant van enige wedstryd het daar moet 'n verloorspan wees, en Maties het baie bespel gehad, jy nog sê 150 jaar herdenking, en groot verwagtinge, tuiswedstryd, al die skare is daar, die DJ het sy kant gebring, weer sy kant gebring, soos jy nou gesê het, en alles. Dink jy nie die druk was dalk bietjie te groot vir hulle nie, en daai skramskalkie van hulle wat seer gekry het, ek kan net sy naam onthou, hy weet ek kan nou nie speel nie, met daai dag toe ek en jy gekyk het, hoe groot effek het sy versering op hulle seisoen gehad? Ja, dit het effek gehad, en op die ou in beseringstyd, in die laaste dag of 2 het hulle hom toe teruggebring. Hy het 'n neck whiplash hersenskudding ding gehad, maar hy het ook 'n enkel besering opgedoen. So hulle het hom toe begin, hulle het hom toe gespeel, maar hy het 'n bietjie verroes vir my gelyk. Ja, hulle het hom gespeel, en die ander skrimskakel opkom is asof hulle 'n bietjie beter gevaar het. Teen die Koffsies, MW het hulle 'n taktiek gehad om baie meer ligskoppe te skop en meer konservatief te speel, en Koffsies wou heeltyd speel en van hulle foute afgespeel. Hulle is asof hulle gisterand van die begin af besluit het, maar hulle wil ook vir Aitjies speel. Hulle het om een van die redes nie so takties geskop en so baie ligskoppe geskop hier en daar. So ek dink takties, dink ek het Maties was dalk nie seker om te speel nie. Dit was laas die beste wat ons saam gekyk het albei probeer aanvallend speel en was dieselfde gewees gisterand. So ja, dit is moeilik om te sê. Mens wil nie sê dat Robbie Fleck het vir Kambamba Floors nou ge-out coach nie. Ek dink dis baie ander komponente wat daar inkom. Ek dink Kambamba Floors het briljant gedoen so terloops om groot tree te gee, om is een ding as jy die spelers het, maar ek dink hy het goed gedoen as afrigter. Takties miskien effens, maar ek dink dit het maar afgekom op die spelbrekers in die agterlyn, veral van Aitjies. Hulle het ook 'n hakker gehad wat
baie keer in die agterlyn. Mens kon hom mooi raak sien want hy het een van die pink broekies aangehad, so jy het hom al ewig gesien op in die middel van die agterlyn en baie keer op die vleuel gaan staan en hy's duidelik ook 'n speler wat die vermoë het om soos 'n senter te speel. En hy het baie van die spel het hy ook geskep. So ja, ek dink die verskil op die ouend was maar op die ouend die spelbrekers, onder andere die Luke Burger wat ek van gepraat het op 12 wat een of twee kanse briljant aangegryp het en wat in punte omskep is. Maar ja, Maties sal sekerlik terug wees. Hulle het ook 'n goeie span afrigters. En ook die afrigter van Paul Roos Gimnasium, Corne Eis wat ook by die Maties betrokke is, so hulle het 'n lekker groep. Corne Eis het hom gewoond aan 'n maroon trui, so hy rig nou by die skool en by Maties maroon truie af. So en hy's 'n WP man, hè. Hy was 'n WP man homself wat my bietjie omgekrap het, ek spot sommer net. Ek sien Marius Hurter is ook betrokke by die Maties daarso. Ja, hy's al 'n lang tyd in die Kaap jy gaan nie 'n fikser vaskopstit op sy ouderdom kry nie. Ek het so 'n program vir Namibië met hom gedoen op 'n stadium. Dit was lekker daar by 'n koffieshop in Dorpsstraat gesit en gesels oor sy grootword jare. Hy het interessant gesê, hy's een van die eerste moderne stitte wat in sy kontrak laat inskryf het, hy speel net vaskop. Hy sê hy wil sê hy dan die manier om probeer om loskop toe te skuif nie, maar hy was 'n vaskop ook natuurlik sy rugby begin in by die Bullemos groot vir my is hy 'n bal. Ja. En toe het hy Kaap toe en hy het 'n paar seisoene vir die Kaap gespeel, maar hy het baie goed perdfiets. Ek weet nie wat hom ek ken nie en onlangs gesien het nie, maar hy het hulle 'n paar Epics gery. Cape Epic fietsse, so baie gewig verloor, blyk baie goed. Maar hy's ook een terwyl ons praat van die veld af. Ek dink behalwe wat hy bied in terme van afrigting met skram en die tegniese goed, maar hy's verseker amper soos 'n mentor en 'n vader daar rondom al. Jy kan sien die manier wat hy met die spelers praat. Jy kan sien by 20 minute breke, rustyd voor die tyd, na die tyd, weet hy's die ou wat die manne bymekaar trek en die ou hand om die skouers sit en dis belangrik om hulle in die kleedkamer te hê. So ja, ons moet hom so ietsie ook dan van die Blou Bulle dan Kaap toe ook kry MW. Anders gaan ons sukkel. Ek het interessant het nou dag met Andre Pretorius gepraat. Ons doen elke Sondag 'n nuwe posisie in wat ons dink die Springboks hoe die Springboks span moet lyk vir hierdie jaar. En hy het stadium gepraat, jy kry 'n afrigter, een is transformational en die ander is transactional. Die transactional gebruik die speler soos 'n geldeenheid. Hy spandeer hom en hy skryf hom af. Waar die transformerende afrigter is die ou wat met sy hand om die skouer gaan en die speler vertel wat hy moet doen of nie doen nie en hom motiveer en alles en dan meer uit hom uitkry. En daar's 'n paar van elkeen van daai soorte afrigters baie hoog in Suid-Afrikaanse rugby betrokke. Dis net vir my interessante opmerking wat jy nou daar gemaak het, dink ek. Ja, en dit voeg by, ek dink hy praat van 3D coaching is die konsep wat dit onder andere by uitkom. Dit kan dalk by ander dele ook wees, maar ek weet daar praat ook van jou karakter, weet as jou performance karakter en jou model karakter. En dit is ook twee groot komponente wat in coaches en in spelers uitkom, weet jou performance karakter is sigbaar van afrigter en speler, maar jou model karakter is eintlik die X-faktor in 'n spanverband. Weet jou spandinamika, hoe jy met spanmaats werk en jou werketiek, hoe jy self jou fiksheid en jou skills hanteer. Maar so ek dink daar's 'n klomp dinge wat bymekaar kom. Ek kry die afrigters en die spelers jammer. Hulle moet hierdie perfekte mense wees en ons sit daar voor die televisie en kritiseer. En ons alwetendheid. Ja, ons weet mos alles. ja, ons het al hierdie slim woorde en goed wat ons daarby voeg, maar en selfs in ons persoonlike lewe, dis nie altyd so maklik nie. So daar's baie druk op hulle en dan soms maak hulle foute en soms kry hulle dit reg. So mense moet eintlik baie respek hê vir hulle. Jy het dit twee goed genoem daar. Die een is goed wat van die veld af gebeur en die ander te doen met karakter en veral morele karakter. Terwyl ons daarvan praat, kom ons praat oor Zeltmare. Ek dink dat is 'n slim een. Ons het nou standaardgraad gepraat, nou praat ons hoërgraad. Nou gaan ons hoërgraad praat, mense. Wat gaan aan daar by die WP? Zeltmare nou verraggies weer in die running om die WP nou nog verder in die afrond in te bestuur. Wat gebeur daar? Ja, dit was groot nuus. 12 April was dit die voorblad van die Burger. Hulle print of hulle druk nog die Burger hierso. Zeltmare wat sê hy wil homself verkiesbaar stel. Nou dis 'n bietjie tegnies want hy is mos laas jaar vir 10 jaar eintlik geskort deur SARU vir breking van hulle kodes. Maar hy het
So sekere oud-president ook doen het, hy dit betwis en dit is aangehoor. Daai uitspraak is nog nie gedoen nie. Ek dink dit was laat die tweede, 30ste, ek dink Maart en 1 April was daai verhoor. Hulle moet nog sê wat die uitspraak was. Nou Saro het gesê wel solank hy die appel nog hangend is, dan kan hy staan. Maar as hy skuldig bevind word uit die aard van die saak, dan sal dit 'n uitdaging wees, dan kan hy nie. So daar's maar nog steeds die 3 benoemings wat ons laas van gepraat het, wat het uiteindelik gistermiddag 5:00 klaar gemaak. Ek het so 'n oproep of 3 gemaak vanoggend en lyk my in die gange het die bevestiging nog nie so lekker deurgekom in die Kaap nie. Maar die bevestiging is dat 3 Kevin Kiewits en Ronald Bantam en Ruben McCallum is die 3 name wat verseker gaan staan. En dan Zeltmarie het gesê dat hy wil staan. Sover ek toe nou met my ingeligte bronne kon gesels vanoggend, het hulle gesê dat hulle vermoed dat Zeltmarie het in elk geval maar net so klap 1 of 2 van die rugbyklubs wat regtig vir hom ondersteun. Kevin Kiewits lyk na die gunsteling. Hy kom van Tygerberg rugbyklub wat 'n groot ondersteuningsbasis ook is. Ronald Bantam ook deurwinterde rugby administrateur, 'n oud skoolhoof en wat rugby in die WP verstaan en ken, en Ruben McCallum was nie voorheen op die direksies of hy's voor in 'n raad gewees nie, so hy was op 'n stadium vir 'n kort tydjie die PA, die persoonlike assistent van Zeltmarie. So miskien kan mense half dink dat Ruben McCallum is dalk iemand wat oorneig na Zeltmarie se rigting. Maar ja, dis sal interessant wees wat wie hulle kies. 'n belangrike posisie in die Kaap. Agter die skerms is Pieter Joosten nog in beheer. En hy is besig om, lyk my, die verkoop van Nieuweland na finaal. Daar is skynbaar nou 'n egte koper wat belangstel en hy sal hopelik kan hulle dit nou afgehandel kry, want in die agtergrond is Dreamworld Investments, die vlieg groep, is ook angstig op soek na hulle geld. Hulle het begin by 110 miljoen en toe het hulle nog so 30 gegee, 150, met rente opgeloop na 250 miljoen. Maar het klink my wetlik, wat ek ook volgens verstaan het, wetlik is daar ook 'n cap dat die rentegroei op dit kan op 'n wetlike aspek ook nou nie groter raak nie. Ek verstaan as ek dit reg verstaan het. So dis waarom Dreamworld ook gesê het, maar hulle het nou ook 'n regsgeding gemaak en sê maar die Nieuweland is geteken as sekuriteit, hulle roep dit nou op. So daai proses gaan aan die een kant aan die ander kant probeer hulle Nieuweland verkoop, maar ek dink dit is beter MW vir Dreamworld Investment dat Nieuweland maar deur WP verkoop word en hulle geld kry, want beland Nieuweland weer in 'n auction en daai tipe dinge, dan kry jy minder geld. So ek dink dis kompleks, maar dit is nie so kompleks as wat dit 'n jaar terug was nie. Daar's Wynand Klaasen se aansoek om die heritage site is ook, lyk my, agter die Unie wat ook tyd gemors het, maar so hopelik kan hulle Nieuweland verkoop en aanbeweeg. Natuurlik, mense moet verstaan, dit is die DISA, daai konsortium wat 74% het in die hele globale WP Stormers setup en 24% is WP Rugby. So die Stormers is eintlik so 'n bietjie eenkant onder daai 74%. So effens beskerm dit, en dis meestal die klubs wat ons hiervan praat. Ek dink grootliks dit werk in die ander unies ook so, ek dink by die Blou Bulle ook so. So ja, dit is die 30ste April, is die datum waar die verkiesing gaan wees. Hulle kies 'n president, 'n adjunkpresident en 'n visiepresident. Ek is self nie seker wat die verskil tussen 'n adjunkpresident en 'n visiepresident is nie, maar daar's dan 3 wat sê maar in daai posisies is en dan 8 addisionele lede. En dis die manne wat WP Rugby se klub rugby veral dan met vorentoe vat. Maar nou eers van Nieuweland amptelik verkoop kry. So ja, terug by die eerste vraag, Zeltmarie wil nog steeds betrokke wees. Wat ek hou van Kevin Kiewits vinnig, hy het 'n regsagtergrond, hy's gerespekteer in die WP kringe, so ek dink is altyd lekker om 'n ou met 'n goeie regsagtergrond te hê in daai posisie. Zeltmarie het ook uit Netbank uitgekom. Hy was 56, so naby aan afdeling toe hy nou voltyds na die rugbykant toe gegaan het, maar was meer by die belasting aspekte, as ek dit reg verstaan het, van Netbank gewees. Ja, ek dink ek wil nie nou my mening nou noodwendig gee in die, soos hulle Engels sê, in die past tense van wat gebeur het nie. Ek dink dit is wel geskrewe, dit is wel oor gepraat, oor die moontlike uitdagings wat Zeltmarie moontlik kon gebring het op sy eie vanuit daai stoel, maar ek dink dit was net hy, en ek dink daar's ander rolspelers ook in die WP in daai tyd gewees wat dit anders kon gedoen het, maar die realiteit is dat daar die transaksie met Investec wat gestop was, het die moeilikheid begin. En toe die oorskuif na vlieg. So hopelik is dit agter ons, maar ja, so 30 April, kan mens maar daai datum sê, dan sal ons weet wie is die president van WP Rugby, en ek sou vermoed dit is moontlik dat dit Kevin Kiewits gaan wees, of Ronald Bantam.
Jy het nou gepraat van die Stormers, kom ons praat net gou-gou, hoe lyk die Stormers se kanse om daai top 8 te haal en hulle elke aand gaan hulle op hulle knie en hoop asseblief dat net nie in 8ste posisie moet eindig en teen Leinster moet gaan speel nie, want jy moet maar weet, daai wedstryd gaan jy onder geen omstandighede wen nie. Ek bedoel Leinster het nou 2 wedstryde in 'n ry teen van die topspanne in die wêreld het hulle nie een enkele punt aangeteken nie. Ek bedoel, dit is skrikwekkend hoe goed Leinster is. So ek neem aan die Stormers gaan alles op die top 8 te kom, maar nie nommer 8 te wees nie. Wat dink jy is hulle kanse? Ja, ek dink die kanse is goed siende dat dit 4 tuiswedstryde is. Ek stem saam met as Leinster vir Glasgow Warriors met 52-0 wen, dan moet jy regop sit. So hulle het 'n superspan soos dit is en dan sit jy net vir RG Snyman en vir Barrett by en dan het jy nou 'n internasionale superspan. So En ja, Jacques ek Naber. dink Ja, so dis moeilik om te klop en ek dink die wet van gemiddelde is effens aan 'n kant want hulle die afgelope 2-3 jaar het hulle nie eindstryde gehaal nie en hulle gaan nie heeltyd nie eindstryde haal nie. Ek dink dit gaan moeilik wees om hulle te klop, maar jy weet nooit, jy het altyd 'n kans, weet op in 'n semifinaal kwart en ronde is dit 'n ander tipe druk wat op die spelers is. Veral as jy vir die ander span heeltyd sê jy het nie 'n kans nie, dan raak dit eintlik lekker om te gaan wen. In terme van die 4 wedstryde, op papier as jy so kyk, Konrad, die eerste een is Saterdag is 'n moeilike ene. Jy kan nooit eintlik sê 'n span is nou bietjie makliker as 'n ander nie, maar dit is spanne wat laer op die lys is, ook wat na die Kaap toe kom. So dit gaan help. Ek dink 'n groot faktor is die Dobson het baie gegrom daaroor is Neetling Forsie se 4 weke wat hy gekry het. Ek dink ons almal as ondersteuners en almal kyk nou eers emosioneel daarna, maar ek dink selfs die neutrale persoon wat na daai duikslag kyk, sê maar weet Neetling Forsie kan kwaliek laer gaan in sy duikpoging as wat hy gegaan het. En hulle fokus nou op 'n regterarm wat miskien nou nie heeltemal ook toegemaak het nie, maar as jy nou super slow-mo 20 keer kyk dan lyk dit erger, maar ek dink daar was bepaalde versagtende omstandighede. Die aanvallende speler het bepaald gebuig. Neetling Forsie is in 'n perfekte duikposisie. So ek kan nog steeds nie verstaan dat hulle nie daar versagtende omstandighede gevind het nie, maar dit waarom ek dit nou so bietjie op het borduur MW is dat dit is 'n baie belangrike speler vir die Stormers. Weet jy, as Frans Malherbe nou gesond bly in 4 wedstryde, is dit een storie, maar hy's 'n groot komponent. Jy het 2 vaskoppe nodig wat jou kan skram in elke wedstryd. Sazi Sandi is nou die speler wat deurkom, nou nie op die nog nie op die vlak van Neetling Forsie of Frans Malherbe nie, maar het nie sleg gedoen toe hy in die span was nie. So ek dink hulle kan dalk wegkom. Gelukkig as die Stormers nou uitspeel maak, sê maar hulle kry dit, dan sal Neetling Forsie terugkom, maar hy sal dan so bietjie min gespeel het, maar ek dink 'n vaskop kan wegkom daarmee. Hulle sal hom verseker 'n klomp skram sessies betrek het. Maar ja, ek dink dit bou nog steeds op na daai droom kwart en ronde teen die Bulle MW. Dit kan miskien as ons ek sou sê die Bulle 2 en die Stormers 7de, dan speel hulle op Loftus. 3 en 6 sal ook uitwerk. Maar ja, ek sê dit nou tong in die kies, maar dit is nou tipies wat ons geluk in die Kaap en julle geluk in Pretoria sal wees dan met hulle nou vroeg te mekaar speel. Maar ek sou verkies dat die Stormers en die Bulls in die ronde van 8 Europese spanne tref en hulle gou uitskakel. Dis nou wat ek noem ons piesangskilspan, die Stormers. Ek bedoel, ons kan Leinster wen, maar dan sukkel ons teen die Stormers. I don't get it. Ek sê elke keer dat ek hoor as op teen die Stormers ons speel, weet as die Bulle teen die Stormers is, dan is dit maar net 'n ekstra, hulle neem almal ekstra stappie. Alles is bietjie meer fisiek, alles is bietjie meer intens. Elkeen probeer bietjie harder. Jy weet, never mind dat dit is 'n harder wedstryd, die ouens kry seer en ek dis nie ideaal nie. Ek hoop regtig nie dit gebeur nie. En natuurlik vir die Bulle om tweede te eindig moet hulle vir Glasgow wen. Glasgow wonder, ons het gespekuleer daaroor die effek op Franco Smit se vooruitsigte. Hy is natuurlik hoog in aanvraag as 'n miskien selfs internasionale afrigter vir miskien Wallis, miskien Skotland. Baie sterk sprake dat hy dalk na die Bulle toe op pad is as Jake nou enige aftree. Dink jy sy vooruitsigte het bietjie verdof nou, of dink jy is net 'n bietjie van 'n hiccup? Ja, ek dink die mense wat moontlik die spanne wat in hom moontlik sou belangstel sal perspektief daar hê dat jy moet kyk teen wie hulle gespeel het en waar hulle gespeel het en dit in konteks sien. So ek dink hulle sal hom oordeel op die 52-0 dadelik nie. Ek dink hulle sal hom oordeel op die wen van die kompetisie verlede jaar. Want dit is waarom jy eintlik om daai kompetisie te wen en om 3
op weg te wen, wegfinale te wen is wys dat jy 'n goeie afrigter. So dis nie geluk nie. Jy kan een wedstryd miskien, maar so ek dink hy het homself bewys. Hy sal in aanvraag wees en ek dink binnekort gaan 'n internasionale span hom opraap waarskynlik. En dit is waarvoor daai spelers, daai afrigters ook na strewe. Maar ek dink dit sal vir die Bulls sal dit geweldig positief wees as so man kan kom. Hy self hulle gespeel, hy ken Pretoria, hy ken die franchise. Ek dink hy sal baie gemaklik daar wees. So ek dink as ek Rathbone en Key is, dan sal ek my bes probeer. So ek dink hulle sal, as hulle die vermoë het om vir Pollard te teken, dan hulle seker die vermoë om vir hom te teken. En ek dink ook dat manne in die stilligheid, dis nie maklik om so weg van die huis te wees nie, jy weet. Sy seun speel ook self lekker rugby, hy is ook nog net uit die skool uit en ek dink meeste van sy familie is maar in Suid-Afrika en hy is eers deur Italië, nou is hy daai kant, so sal 'n lekker tuiskoms wees, vir hom net weer so herinner hoe ryk braaivleis, en dan is hy weer terug in Pretoria. Ja, kyk, jy hulle gaan baie dankbaar wees om te hê, maar hulle gaan lank vat om te vergewe vir wat hy laas jaar aan ons gedoen het hierso. Daai goed is moeilik, maar ek dink hy, so ek sê, as jy so 'n paar wedstryde vir die Bulls gespeel het, dan dink ek as jy dadelik gaan jy gemaklik in 'n sweetpak inpas. Ja, dis maar net anders te doen. Ja, dit maak 'n groot verskil. Maar 'n goeie afrigter. En ons maar kyk in die uitspele, ek dink hulle sal bepaald beter wees as 52-0 as dit nou kom by die, soos hulle sê, die business end van die kompetisie. Ek sien die Leinster as next level, 'n volgende vlak. Dan ek dink die bulle, die Glasgow en die Sharks is soort van bymekaar. Dis bly ek so op die punt te leer. En dan het jy 'n groot gap om onder toe. So ek vermoed daai 4 spanne gaan op een of ander manier in die semifinale waarskynlik eindig. Die groot vraag is, gaan die bulle vir Glasgow kan wen? Gaan die bulle vir Leinster kan wen? Kan enigiemand vir Leinster wen op die oomblik? So ja, dis nog 'n tambeletjie daar, ek moet sê. Hoorie, Arie, dankie. Dit was lekker. Ek wil nog 'n uur met jou gesels, man. Ja, tyd het ons alweer ingehaal en soos gewoonlik het ons nou weer baie draaie geloop. Dis wat dit altyd lekker maak. Ek waardeer dit. Dankie, man. Ja, is groot plesier. Ons het jou gemis op Stellenbosch by die finaal. Maar ek wil van daai liedjies aanstuur vir jou speelhuis. Dat ons horison op die musiekfront kan verbreed. Behoede my asseblief. Maar ek het besef ek is 'n ou toppie. Ek het nie reg om enige kommentaar te lewer op die musiek by 'n Waarskap wedstryd nie. Ek het by my lot berus. Maar hier beloftes het ek definitief my gesê en ek dink definitief dit gaan beter. Ek het ook gesê was dit bietjie beter laas Saterdag, so dalk het ons eers deurgedruk. Ek het gelag vir my prentjie wat Harry vir my gestuur het van Don Quixote. Dis nogal vir my snaaks. Ja, dis briljant gedoen, dis topklas. Nee, ons het al kan jy nou net vir die Stellenbosch mense sê hulle moet die in die Engelse woord is ons nou speakers. Die speakers net so 'n klein bietjie wegdraai van die hoofpaviljoen dan na die oop paviljoen toe. Ja, speel dit na die studente toe. Die ou mense op die paviljoen gelukkig. Ek hoor jy's reg. Dankie. Dankie, was heerlik. Baie lekker, dankie hoor.